Want selfs kennis en nakoming van God se wet, as ek en jy die Bybel ken, bewys dit maar net ons toestand van rebellie, ons onvermoë om onsself regverdig in verhouding met God te maak, en God se reg om ons te oordeel. Maar dan ook sy genade om die oordeel voorlopig te weerhou. Dis wat ons so ver geleer het uit Romeine uit. En daarom is dit juist dan so, dit voel vir ons, is dit dan geen hoop nie, die skrif is aan die muur, en dit laat dink ons aan Daniël, onthou jy Daniël, die skrif, die vinger wat teen die muur geskryf het vir die koning, en Daniël moet kom help, hy moet hierdie vir die koning verduidelik, want die koning verstaan dit nie, niemand verstaan dit nie. Wat het daai skrif aan die muur van die koning gesê? Mene, tekel, upharsin. Afgemeet, tekel, geweeg en te lig gevind, upharsin, verdeel. Geweeg en te lig gevind. Wat 'n opmerking moet die Here met sy vinger op die muur skryf in hierdie dag oor jou. Wat moet hy skryf? Norman was baie oulik. Nee. Is daar enigiets anderster wat hy oor my en jou kan skryf as mene, tekel, upharsin? Geweeg en te lig gevind. En dit bou so 'n spanning op. Iewers moet 'n slotsom na vore kom, wat hierdie spanning tussen die skepper en die skepsel kom oplos. Ons het hulp nodig. En daarom kom Paulus en word Jesus nou as die enigste middel tot onskuld voor God aan ons voorgestel in Romeine 3 vers 21 tot 26. En hy lê die fondasie nou in hierdie stukkie. Hy gaan dit nou uitbrei, geweldig baie uitbrei, volgende hoofstukke, soos wat hy uitgebrei het op die beginsel van ons onderdrukking van God se waarheid. Draai hy nou om en hy gaan vir ons verduidelik dat Jesus is die enigste middel tot onskuld voor God. Ons is skuldig. En net in Jesus kan ons onskuldig wees. Kom ons lees Romeine 3 vers 21 tot 26. Romeine 3 vers 21. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. God het hom deur sy bloed daargestel as 'n versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar.
Vanoggend sien ons die volgende. 3 stellings. God se geregtigheid word sonder die wet bewys. Vers 21. In sy vryspraak wat hy deur Jesus Christus gee in geloof. Vers 22. En God gee die vryspraak ten spyte van almal wat skuldig is. Vers 23 en 24. En die vraag is, hoe gebeur dit? En dit sien ons in vers 25 en 26. So hier word weer vir ons 'n beginsel fondasie uitgelê. Kom ons kyk na vers 21. God se geregtigheid kom nou sonder die wet. Ons is deeglik bewus van die mense toestand teen hierdie tyd as jy in Romeine van begin af saam met ons gelees het. En ons voel die gewig daarvan tot as die volgende woorde hoor in vers 21. Maar nou, en dis 'n draaipunt. Iets niets word aan ons bekend gemaak. 'n Draaipunt wat die hele uitkyk oor die mens van die toestand van die mens skuif na God se ingryping. Iets wat 'n onmiddellike effek in die verhouding tussen God en die mens sal hê, en dit is oop vir alle mense. Vers 21 sê, maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Die geregtigheid van God is nou sonder die wet beskikbaar, soos in die Ou Testament beloof is. Watter wet? Waarvan praat ons as jy praat van wet? Praat ons van die 10 gebooie? Praat ons van die wet van Exodus en Levitikus, wat vir ons al die offers voorgehou het, en vereis het dat ons sekere feeste moet hê, en vereis het dat die volk onder sekere reëls moet lewe, sekere kosreëls, sekere, en dan weet ons oor die algemene reëls, hoe hulle mekaar moes, as 'n volk moes funksioneer. Is dit die wette waarvan ons hier praat? Nee. Marinus het dit vir ons so mooi in Genesis 3 uit opgestel, en Paulus het dit so mooi vir ons in hoofstuk 1 vers 18 verduidelik, vasgemaak. Dit is die oorspronklike wet om God se onderskeidingsvermoë te aanvaar in jou lewe, dat God weet beter, en dit nie te onderdruk nie, maar dit toe te laat en om in 'n verhouding met hom te staan, 'n aanbiddingsverhouding. Om God se vermoë om jou te lei en beter vir jou te doen as wat jy self kan, te aanvaar. Dis al. En alle ander wette wat ons in die Ou Testament kry, is verklarings van hierdie wet. Nie byvoegings nie. Ons moet teruggaan na die oorspronklike probleem toe. Die probleem van hoofstuk 1 vers 18 is voor die hand liggend. Ons onderdruk God se waarheid oor ons, die feit dat hy die goeie reg het om namens ons onder te onderskei en namens ons te besluit. Ons het soveel vermoë om te besluit, ons het soveel vryheid, maar daar's daai komponent waar God namens jou 'n goeie oordeel wil vel. Wat jou lewe rig.
gee jou rigting. En ons onderdruk dat hy regtig ons verstaan, en ons onderdruk dat hy regtig ons belang ter harte het, en hy het ons gemaak, en hy weet wat is goed vir ons. En dis wat ons dan onderdruk. En ons het daai wet oortree, ons is skuldig. En nou verander alles. Nou sê Paulus iets wat ons skok. Hy sê, maar nou word die geregtigheid van God sonder die wet bekend gemaak. Want ons skuld onder die wet verskuif, sodat ons reg met God kan wees van nou af buite die wet. As jy dus nie aan die wet gehoorsaam kon wees nie, en nou praat ek maar met almal, is daar nou vir jou 'n vryspraak van jou skuld moontlik. Jy kan vrygespreek word. Jy kry nou 'n geleentheid om vry te wees van jou doelbewuste skuld. Jou rebellie. En dit bring ons by vers 22, ons tweede punt. God gee sy vryspraak, hierdie vryspraak, deur geloof in Jesus. Vers 22, hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Paulus sê, om nou reg onder God te staan, oftewel sy geregtigheid te verkry, dit wil sê in verhouding met hom te staan, dat daar 'n oop verhouding kan wees, daai skuld is weg, vind ons nou in sy vryspraak deur geloof in Jesus Christus. Dis die enigste plek waar jy dit nou gaan kry. En dit geld nou vir almal wat glo. Sonder voorwaarde, sonder onderskeid. Jy moet glo. En hierdie geloof is die sleutel wat geen wet ooit kon vervul nie. Want dit verwys na ons oorspronklike posisie in die tuin. Ons vertrou God daarvoor, vir daai volle herstel. Dat die skuld weg is. Geloof is nie iets wat jy opkook om gered te word nie. Dit wil sê, jy moet 'n sekere vlak van geloof bereik, en dan, nou kan ek gered word. As ek net nog 'n bietjie meer kan glo. Nee, dit is die oortuiging en die aanvaarding dat God weet hoe om jou te red. Dit is nie jou werk nie, maar dit is jou begeerte. Waarvoor jy nou Jesus vertrou. Jy begeer om verlos te word van hierdie skuld. Jy wil dit nie meer hê nie. En jy vertrou Jesus daarvoor. Dit is soos 'n reddingsboei wat vir jou gegooi word. Nie die ronde reddingsboeie wat op die ou bote gehad het. Jy gooi die ding vir die ou daar in die stormsee. En jy gryp en jy klou. Jy moet klou. Maar jy kan nie jouself verder uit die storm uit kry nie. Iemand moet die tou trek en jou uithaal. Dis vertrou. Dis geloof. Dat iemand aan die ander kant staan en die tou trek. Jesus is dus die enigste grond waarop jy vryspraak ontvang.
Jy moet daarvan oortuig wees. En jy moet dit aanvaar. Dis geloof. Paulus maak seker dat ons verstaan, daar is geen onderskeid in hierdie voorreg wat voor die mens geplaas word nie. Dit is almal wat skuldig is. En dit is aan almal wat skuldig is beskikbaar. Daarom is dit 'n oop uitnodiging. En dit is vrylik sonder voorwaarde beskikbaar. Ongeag jou agtergrond, ongeag of jy die woord ken, ongeag hoe gekwalifiseerd jy is, ongeag van wat jy gedoen het, gryp dit aan. Glo jy kan vrygespreek word en aanvaar dat God dit goed gunstiglik aan jou bied. Hy wil hê jy moet dit vat. En daarom, kom ons by ons derde punt, God gee vryspraak ten spyte van ek en jy wat skuldig is. Vers 23 en 24. Eindelik moet daai laaste deeltjie van vers 22 eers weer lees, want daar is geen onderskeid nie, dubbelpunt, almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. Geen onderskeid nie. Almal val in hierdie bootjie. Almal is skuldig. Maar miskien voel ek en jy dalk nog 'n bietjie kriewelrig hieroor. Na al Paulus se verduidelikings, sy antwoorde op ons objections, soos wat die Engelse sê, I object, Your Honor. Miskien voel ek nog steeds 'n bietjie kriewelrig. Ek is tog nie so skuldig nie. So onderdrukkend van God se waarheid nie. Dis tog nie wie ek is nie. Hierdie is tog nie heeltemal op my van toepassing nie. Ja, ek aanvaar ek is 'n bietjie skuldig, maar probeer darm. Vat vir 'n oomblik in jou eie kop jou beste bydra. Dink bietjie mooi wat dit is. Wat is dit vir jou wat jy dink jy bydra wat jou regverdig dat God jou moet red? Jou voorbeeldigheid? Jou waardige karakter? Jou opregtheid? Jou liefde vir jou medemens? OK, goed. Het jy hom? Waar kom jou bydrae vandaan? Is dit nie van jou eie oordeel oor wat goed of sleg is nie? Is dit nie in jou eie hart wat jy daai besluit geneem het oor wat is goed en nou is dit jy nie? En dit is wat jy bydra nie? En wat het jy gedoen? Jy sluit God uit jou oordeling, jou beoordeling, en jy besluit. En dis presies wat jy in hoofstuk 1 vers 18 doen. Jy onderdruk God se waarheid, jy is skuldig, almal is skuldig hieraan. Ons doen dit almal. En daarom is vers 23 duidelik. Almal het trouens gesondig en eer aan God ontbreek by hulle.
Dis 'n normale toestand. En dan sê vers 24. En tog. Daai wonderlik is 2 woordjies daarso. En tog. God stap nie net weg nie. Want die en tog bring hom terug. En tog word ons vrygespreek deur God se goeie guns en sy genade. En tog word hulle goedgunstiglik op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God vra nie meer of jy skuldig is nie. Want dis duidelik. Jy is skuldig. Dis nie die beginsel waaruit hy optree, dat jy onskuldig is en hy moet jou red nie. God vra of jy sy genade wil hê. En jy moet besluit. Gaan jy glo? Hierdie genade en vryheid is net te vind deur Jesus wat jou bevry het in die eerste plek. Hy maak jou vry. Sy bevryding kom ten duurste. Want al jou skuld word op hom geplaas en hy het ten volle betaal daarvoor aan die kruis. Hy lewe 'n lewe wat nie skuld het nie. En dan betaal hy vir jou skuld aan die kruis. Dis ten volle betaal voor. Hierdie transaksie is volledig. Maar hoe werk dit presies? Wat gebeur? En dit is dan die vraag wat Paulus antwoord vir ons in vers 25 en vers 26. Dit voel vir ons asof daar iets kort in hierdie beskrywing tot nou toe. Wat beteken dit as ons sê Jesus het vir jou skuld betaal? Wat beteken dit dat jy nou vrygespreek is? Wat het God gedoen hier? Hoe het hierdie vryspraak 'n realiteit geword? En dit draai alles om Jesus wat 'n mens geword het. Vers 25. God het hom deur sy bloed daargestel as 'n soenoffer wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. God het hom, Jesus, deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word. God stel Jesus as die versoeningsoffer. Die skuldbetaling. Want dis wat die versoeningsoffer in die verlede moes gedoen het. In die Ou Testament was dit vir hulle 'n teken van iemand betaal vir jou. Hierdie dier word vir namens jou doodgemaak vir daai versoening met God wat nodig is. Jou skuld is betaal. En Jesus is hierdie versoeningsoffer, hierdie skuldbetaling, hierdie verhoudinghersteller, en God stel dit so op. Dis God se wil dat dit so moet gebeur. Dit is sy genade wat hier uitspeel. As hy hierdie inisiatief neem en Jesus as hierdie manier opstel.
dan is dit genade. Dis waar die maar tog ingekom het. En tog. Ons kan ook hierdie woord versoeningsoffer as plek van versoening vertaal. Dit is dus, God het hom deur sy bloed daargestel as plek van versoening, wat deur geloof verkry word. Jesus se lewe en sy kruisoffer bepaal die koste van jou my skuld. En hy reken dit aan homself toe. Hy sê, ek vat dit op my. Sodat ek sonder skuld weer voor God kan staan. Ek is geregverdig voor God soos Adam oorspronklik was. Ek is weer op 'n plek van versoening. As ons simboliek daarvoor kan gebruik, kan ons sê ons is weer in die tuin. Sonder skuld. En God verwag net dat jy dit moet glo. Deur dit te begeer en dit te aanvaar. Jou rebellie te bely. Te erken. En so bewys God sy geregtigheid vir ons op 2 maniere. En dit is so belangrik. Kom ons lees die tweede deel. Hy bewys sy geregtigheid, middel van die vers, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sonde wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. God bewys sy regverdigheid vir ons nou op 2 maniere. Eers bewys God dit, eers was hy regverdig en hy het sy oordeel in genade weerhou van die mense wat hom glo, tot Jesus op die regte tyd die versoening kon voorsien. Paulus noem die Ou Testament hierdie tyd van God se verdraagsaamheid. As Jesus dan in hulle sonde skuld voorsien. En so word die mense in die Ou Testament wat aan God glo, tot 'n plek van versoening gebring. Hulle word vergewe. As hulle glo. Maar dis net die een kant. Die ander kant is nou in die Nuwe Testament. Nou is God ook regverdig. Deur sy voltooide voorsieningsoffer in Jesus aan almal beskikbaar te stel. Almal. Dis aan almal gegee. Om God te glo is hierso die deurslaggewende faktor. Glo jy hom in? Jy ontvang die genade van God deur Jesus se versoeningswerk, soos jy daai versoeningswerk begeer en aanvaar, net soos die Ou Testament gelowiges dit begeer en aanvaar het, dat God dit sal doen. En beide God se geregtigheid, die feit dat hy reg is en ons het dit onderdruk, en sy genade is nou bevredig in Jesus se versoeningswerk
as die plek van versoening, daar waar ek en jy nou leef, in Christus. In die plek van versoening. Onder die soenoffer van Christus. Kom ons pas dit 'n bietjie toe. Ek begeer hierdie so uit die diepste van my hart uit. As jy hier vanoggend sit en jy sê dit, dan is dit goed. Maar vir elkeen van ons, of jy nou 'n jong Christen is en of jy nog nie 'n Christen is nie, en of jy nou al 'n ou gesoute Christen is, dan is daar's vrae wat my nog steeds pla hier omtrent. Vrae soos, dit voel vir my ek moet tog nog bydra. Ek moet nou hierdie bydra maak. God het my hierdie voorsien, ek glo dit. Ek wil dit glo, maar ek moet nog 'n bydrae maak. Dan nie? Of ek sekerlik het ek dit nodig, daar waar ek val, maar ek is daarom nie heeltemal so dat ek dit oral nodig het in my lewe nie. Daar's dan dele van my wat okay is. Nie? Of aan die ander kant, waar dit na die ander kant toe gaan en jy is so diep in daai gat en jy sê, jy ken my nie. Norman, jy ken my nie. Ek twyfel of Jesus se versoening genoeg is vir my vryspraak. Kan hy my regtig vryspreek vir dit wat ek gedoen het? Jy weet nie wat ek gedoen het nie. Of ek is onseker hiervan. Ek weet nie so seker hiervan nie. Ek het 'n vrees in my dat ek op iets gaan vertrou wat nie regtig gebeur het nie. Is dit nie maar net 'n storie nie, en dit word nou vir my voorgehou as 'n morele ding, en ek kan nie my vertroue ten volle hier in plaas nie. Hoe nou gemaak? Ek sukkel om te glo. Gaan God hom nou van my onttrek? Maar kom ons gaan terug na die begin toe. Vers 21. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. God het sy geregtigheid, sy genade, sy reg teenoor jou, sy soenoffer, sonder die wet bekend gemaak. Wat beteken dit? Dit beteken God hou geen voorwaarde meer vir jou voor nie. Jou versoening is bewerk en vervul in Jesus Christus alleen. Selfs die feit dat jy daarop moet vertrou. Jy hoef niks meer by te dra nie. Want Jesus dra alles by. Jy het dit ten volle nodig. En Jesus gee dit ten volle.
Daar is geen sonde of 'n toestand wat nie voorsien is nie. Selfs in hierdie vrae van jou. God is ten volle regverdig en jy moet daarop vertrou. Wat glo jy vanoggend? Glo jy dat jy werklik skuldig is? Glo jy dat Jesus alleen jou met God kan versoen? Jy moet dit glo. En glo dat jy werklik versoen is met al jou swakhede, met al jou vrae en in Jesus alleen te vinde is. Gryp dit aan. Dis daai lewensboei wat jy moet gryp. En Daniël se skrif aan die muur, wat sê jy's te lig gevind? Skryf verder en sê, Christus is die versoening. Hy was reg gevind. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus vir jou. Glo dit. Gryp dit aan. Dit is vrylik beskikbaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, partykeer voel dit vir ons, dit is net te onmoontlik dat Christus so iets kan doen. Dat ons verlossing so moontlik is, so 'n realiteit is. En ons pleit by U vanoggend, Here, gee ons die geloof in ons harte om hieraan te klou en aan niks anderster nie. Uit U groot genade alleen. Amen.